Hoofnuus vanaand. Die eThekwini burgemeester en binnelandse sake gryp in by oproerige optogte teen ongedokumenteerde immigrante in die Durbanse middestad. Als verloor, als my hele huis, en plus met klere, daar was nog kos op, dis alles weg. Almal handel hulle goeders verskillend. En ja, ek is diep seer, maar what can you do? Your life goes on. Ons kyk na hoe die onlangse verwoestende storms lewens ontwrig het en hoe mense dit hanteer. En Rassie is gelukkig met sy span na die tweede beleidingskamp in Kaapstad. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Slegs een van die 301 buitelanders wat na 'n vlugtelingprosesseringsentrum geneem is, waar hulle dokumente geverifieer sou word, is onwettig in die land. Dit het aan die lig gekom nadat die Departement van Binnelandse Sake en die eThekwini burgemeester Cyril Kaba ingegryp het by 'n oproerige protesoptrede by die Diakonia sentrum in Durban. Honderde buitelanders het die afgelope 3 dae hier geskuil uit vrees vir hulle veiligheid waar hulle bly. Die Suid-Afrikaanse polisie en amptenare van die Departement van Binnelandse Sake het vroeër met die immigrante vergader. Die groep wat vroue en kinders insluit, bly reeds vir 'n paar nagte buite die skuiling. Hulle sê hulle leef in vrees vir intimidasie, aanranding en toenemende teen-immigrante konflik in dele van die stad. Die immigrante is bekommerd oor gebrekkige toegang tot openbare dienste soos skole, klinieke en hospitale. We can go hospital. When we go hospital, they said you are foreign, you can't go inside. They are chasing us from the hospital. We are collating the names and those who claim that their papers are illegal. So basically, the names that are going to be taken from here, they'll be taken to the Home Affairs, where the Home Affairs will verify whether the papers is true, is it fake or not. Die leier van die burgerlike beweging March and March sê hulle monitor die verifikasieproses. You can't force communities to stay with people that they never asked. Home Affairs, when they integrated people into this country, they brought people into this country because there's been no integration. We as South Africans are the ones that are scared more than foreign nationals in our own country. At least they've got an option. They can always go back to their country. What option do we as South Africans have if our entire country becomes a site where everyone from Africa can dump their people, and anytime we say something about it, we're xenophobic? Amnesty Internasionaal het sy kommer uitgespreek oor die volgehoue betogings teen ongedokumenteerde immigrante. Die organisasie sê Suid-Afrikaners moet hulle frustrasie op die regering rig, wie se verantwoordelikheid dit is om immigrante se dokumentasie na te gaan. Suid-Afrika en Botswana wil hulle bilaterale bande versterk deur groter samewerking in handel, energie en ander strategiese sektore. President Cyril Ramaphosa en sy amptsgenoot Duma Boko het op die laaste dag van die binasionale kommissie ook gepraat oor immigrasie op die vasteland. Ramaphosa het aanvalle op ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika veroordeel en gevra vir 'n gesamentlike benadering om immigrasiekwessies op die vasteland op te los. We welcome the call for a regional and continental discussion on the issue of migration. This discussion should consider all the factors that drive migration, including the responsibilities of all our countries and countries of origin and transit countries as well. Ramaphosa het sy buurland geloof vir sy enstofvervaardigingsvermoë in die landbousektor. Hy het ook gesê Suid-Afrika verwelkom verdere beleggings deur Botswana. Continued cooperation between South Africa and Botswana in energy is paramount if we are to meet the energy needs of our people and to develop our productive sectors. We must cooperate on issues of electricity access, as well as petroleum resources, as well as the other product that we are both well endowed with, coal.
Botswana het beklemtoon dat die twee lande veral kan saamwerk ten opsigte van mynbou. Our countries are two of Africa's leading diamond producing countries. And so we share a strategic interest in ensuring that our mineral resources contribute meaningfully to industrialization, value addition, employment creation, and broad-based economic transformation. Albei lande het onderneem om oorgrensbeweging en handelsgeleenthede te verbeter en te verskerp. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering en wetstoepassers sal nie aanvalle wat op buitelanders geld duld nie. Mashatile het tydens 'n vraag- en antwoordsessie by die nasionale vergadering gesê die regering is reeds besig om op te tree teen ongedokumenteerde immigrante. Hy waarsku egter dat Suid-Afrikaners nie reg in eie hande moet neem nie. Deputy President, why are you, as leadership of the country, are quiet about this vigilante group that are waking up in the morning every day and beating Africans? The security forces have been asked to deal with criminality. Of course, there should be law enforcement to deal with people who come into our country illegally, but we're not going to allow mob violence. Politieke partye het ook gevra dat daar 'n verbod op luukse geskenke geplaas word. Transparency and accountability are non-negotiable. Members of the executive are required, in terms of the executive members' ethics code, to disclose all gifts above the prescribed threshold, including those received from foreign governments. Mashatile het ook vrae afgeweer oor sy verhoudings met sakelei. I don't recall any of them doing any regular business or being criminals. If they are criminals, they are being criminalized by Honorable Nodada. You are saying Mr. Tembe is a criminal because he won a tender. I don't know him to be a criminal. Alpies wou weet oor die doeltreffendheid van operasie Voorspoed. Altesaame 170 mense is dood sedert die soldate op 1 Maart op die Kaapse vlakte ontplooi is. Recent media reporting indicates that gang-related violence on the Cape Flats has increased by as much as 50% since the SANDF deployment under Operation Prosper has begun. So I don't know how you can say that Operation Prosper is prospering. Mashatile het gesê hy sal die Kaapse vlakte besoek om eerstehandse inligting oor die ontplooiing te kry. Ons het 'n spesiale fokus oor die weer na die verwoestende weerstoestande die afgelope paar weke. Bly gerus ingeskakel hiervoor. Die verwoestende storms en oorstromings in verskeie provinsies in die land het Suid-Afrikaners weer herinner aan hoe die veranderende weeromstandighede lewens in 'n oogwink kan verander. Baie mense het alles verloor en die werk om die duisende miljoene rand se skade aan huise, infrastruktuur en die landbousektor te herstel, gaan maande of selfs jare neem. Vir diegene wat nie geraak is nie, is dit moeilik om te verstaan hoe dit voel wanneer jou hele lewensbestaan oornag van jou af weggeneem word en al wat jy oor het is jou lewe en die klere aan jou lyf. Hier vertel 2 inwoners van Rossenwil in die Boland hoe hulle die ramp ervaar het en nog staande bly. Jy dink nooit dit gaan met jou gebeur nie en dit moet ons almal gebeur. En ja, almal handel hulle goeders verskillend. En ja, ek is diep seer, maar what can you do? Your life goes on. Gelukkig het ons 'n generator, maar is nou nie 'n massive ding nie, maar hy dan en ons het gas, so hy het daarom ook gewerk. Ja, maar dit is terrible word. Ja, dit is very scary. Very, very scary. As verloor, as my hele huis
En plus met kleur, daar was nog kos op, dis alles weg. Ek sien dit my kom sê, Annie, hy sê, mama, ons moet uitkom. En die rivier is 'n plan nou wat oorstoot. Ek sê, my kind het net daar, wat hulle doen die lorry stuur om vir ons almal te kom haal. Dat is wat daar by hy, tydingsaal slaap. Ja, toe, daar kom de scenery, my huis is weg. En hulle sê, hy was die eerste wat hulle sommige gegryp het en gegaan het. Toe kan ons nog kos en goed uithalen, want het is een beetje kwaai gevaarlijk nu. Die Noord-Kaap wat 'n woestyn en semi-woestyn klimaat het, is ook nie die swaar reën en oorstromings gespaar nie. En ons skakel nou oor na ons verslaggewer in Kimberley, Ulrich Hendriks. Hi, goeienaand. Wel, die skade hier in die Noord-Kaap was natuurlik groot. Ons praat van 85 bru wat vernietig was, 26 skole wat beskadig was en natuurlik ook dorpies wat afgesny was as gevolg van die vloede en die ongure weer. Maar natuurlik is die provinsie ook 'n rampgebied verklaar en om meer daaroor te praat ons met Bentley Vas, die LER vir samewerkende regering, menslike nedersettings en natuurlik tradisionele sake. LER, as ons kyk na die hele Noord-Kaap, hoe groot was die ramp vir die provinsie? Ja, die ramp Ulrich het 4 distrikte van die 5 in ons provinsie getref, namens Namakwa, Francis Bart, JTG, as ook ZFM. As ons vat, die grootste skade was natuurlijk in Joe Morelong municipaliteit, in die JTG district, waar baie mense dakloos gelaat is, plus minus 2800 huisgesinne is dakloos gelaat. Maar ook as ons kyk na die skade wat ons op die paaie geleid, bru wat weggespoel is, mense het geen toegang gehad om na die skole te gaan, bijvoorbeeld om ameniteite te besoek. So dit was 'n tragiese gebeurtenis. En daar, jy sal sien, ons het 3 mense het ons afgestaan aan die dood wat in die vloede omgekom het. So as die provinsiale regering is ons op die grond en ons maak seker dat ons mense die nodige ondersteuning gee. As 'n rampsgebied verklaar en daar was weer 'n aankondiging in die week. Wat beteken dit nou vir die provinsie? Beteken dit dat julle vinniger kan hulp toestaan? Ja, baie beslis. Ons het Sondag aan dit ons vergadering met die minister gehad. So die nasionale regering gaan oorvat as deel van die proses om seker te maak ons gee die nodige support. Wat ek ook kan sê is dat ons wil ook vir Gift of the Givers bedank, die Rooikruis as ook die Suid-Afrikaanse weermag en ander rolspelers wat gehelp het sodat ons mense kon voorsien het van kos en ander hulpmiddels sodat mense veilig kan wees. Maar ek dink dat die skade was baie groot en ek wil ook sê dat ons tradisionele leiers het ook 'n groot rol gespeel om seker te maak dat ons mense na veiligheid bring. Laaste vraag, LER, in terme van geld, waarvan praat ons? Ons het kyk na brande skade tot nou toe so plus minus tussen 500 en 600 miljoen. Wat 'n groot som geld is. So ons moet gaan kyk hoe gaan ons maniere vind om die ondersteuning te gee aan ons gemeenskappe. Noord-Kaap ons word geken vir, as ons kyk na ons somers is dit uiterstes en ook ons winters die vloede wat ons kry. Ons word ook getester deur brande as in Noord-Kaap. So ons moet slaggereed wees en daarom moedig ons ondersteuning strukture soos in die onderskeie munisipaliteite aan om altyd seker te maak dat ons op gereedslagbasis is vir enigiets wat mag gebeur. Dankie LER, Bentley Vas, natuurlik van die Noord-Kaapse regering, wat praat oor die omvang van die skade wat hy beraam so wat R1 miljard is. Natuurlik op die landbousektor was daar ook groot skade, ons praat van veeverliese, maar die grootste bekommernis daar was natuurlik die staking van die bek en closure inentingsproses
En natuurlik dit het omdat die velde so gevloed was, het boere en amptenare nie toegang tot die diere gehad nie en as gevolg daarvan was dit so wat 2 weke wat die proses gestaak was. Ons verneem van 'n landbou-unie saamtrek waarmee ons so rukkie gelede gepraat het dat die proses weer hopelik in die volgende week of so weer sal voortgaan veral in die gebiede wat erg deur die vloede geraak is die soos in John Taule Gautsewe distrik en natuurlik hier in die Francis Baard distrik is die. Baie dankie Ulrich en dit is Ulrich Hendriks ons verslaggewer wat regstreeks verslag gedoen het daar uit Kimberley. Die Wes-Kaap kom nog tot verhaal na een van die mees verwoestende storms in dekades verlede week. 11 mense is dood en oorstromings en wind van tot 120 km/h het verwoesting gesaai in die weste van die provinsie. Altesaam 58% van die land se landbouuitvoere kom uit die Wes-Kaap. Wynbou en die sagte vrugtebedryf alleen bied werk aan honderdduisende mense. Die provinsie se voorlopige skatting dui op skade van miljoene rand. Die beeldmateriaal wat deur die bedryfsliggaam South African Wine verskaf is, toon die vernietiging van die 50 jaar vloedlyn wat oor 'n wye gebied oorskry is. Die wingerdoes is reeds in April ingebring, maar die naderdraai van die storm sal verlang in baie wingerde gevoel word. Die rivier se vloei was so sterk dat dit infrastruktuur weggespoel het. Nie net wingerde nie, maar ook die vrugbare boogronde. Pomphuise, kragdrade, waterleidings, daar is kelders waar die water halflyf deur die keller is, so daai verpakkings is dan ook vernietig. Die omvang van die vloed is nie net Robertson en Bonnievale nie, dit is definitief daar, dis ook Woester, Slanghoek, Ceres, De Dorings, Cederberge. Die provinsie is die tuiste van sagte vrugte, wat onder meer appels, pere en perskes insluit. Hoewel die grootste deel van die oes voltooi is laat cultivars appels soos Crips Red, wat groot inkomste bring, van bome afgewaai. Dit kan nie as vars vrugte verkoop word nie en sal moontlik versap moet word ten einde 'n klein inkomste te verseker. Groot skade aan boorde sal in die komende seisoene 'n impak hê. Die addisionele koste wat aangegaan moet word om vrugte nou via 'n lange roete tot by die hawe te vervoer of om kragopwekkers in stand te hou en diesel te verbrand ten einde jou vrugte by die optimale temperature te hou. So dit is 'n groot koste wat die bedryf en die hele gemeenskap gaan dra in hierdie vanweë hierdie storm. Agri-Weskaap sê die grootste uitdaging is infrastruktuur wat beskadig of heeltemal vernietig is. Meer duidelikheid oor die omvang van die skade sal eers oor 'n paar weke beskikbaar wees, aangesien baie gebiede steeds ontoeganklik is. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die Vryheidsfront Plus sê die party is te vinde vir die vorming van koalisies in die provinsies in die komende plaaslike verkiesing, maar sal nie met die MK-party, EFF of die ANC saamwerk nie. Die party het sy registrasieveldtog in aanloop tot die plaaslike verkiesing in November in Centurion bekendgestel en kiesers aangemoedig om te registreer om te stem. Die party se slagspreuk vir die opkomende verkiesing is dis ons tyd. Terwyl die land vir die Novemberverkiesings begin voorberei, het partyleier Corneille Mulder gesê die Vryheidsfront Plus sal landwyd sy oog op moontlike koalisies hou, veral in die Tshwane Metro. Uit die aard van die saak is die eerste prys om alleen te kan regeer, as jy dan gaan koalisies gaan wees. Die Vryheidsfront het nie 'n plan om saam te werk met partye soos MK of die EFF nie, en die ANC self is ook 'n reuse probleem. Ons wil sien dat ons sinvolle stabiliserende koalisies kan skep. Byvoorbeeld hier in Tshwane sal dit waarskynlik 'n koalisie wees van die Vryheidsfront Plus en die Demokratiese Alliansie. Dit mag op ander plekke ook die geval wees. Hoewel die party in die regering van nasionale eenheid met die ANC saamwerk, sê Mulder die ANC is nie 'n wenslike regeringsvernoot op plaaslike vlak nie. Nasionale eenheid funksioneer nie regtig soos 'n koalisie nie. Dis half 'n vreemde verskynsel en ek dink as ons koalisies gaan hê na die tyd in die plaaslike verkiesing sal wel die begin wees van hoe 'n regering op nasionale vlak as 'n koalisie werklik behoort te funksioneer, wat tans nie in die regering van nasionale eenheid die geval is nie, dis 'n probleem. Die party sê hy verwelkom die aansluiting van nuwe lede van alle rasse. Ons basis en vertrekpunt is die Afrikaner gemeenskap en ons staan daarby, maar
Op die oomblik word die party oorval met steun wat kom uit verskillende gemeenskappe. Afrikaanse mense, Engels sprekend, wit, bruin, swart, Indiërs sluit tans by die party aan en hulle argument is. Met die Vryheidsfront Plus weet jy presies wat hulle sê, jy weet presies waar hulle staan en hulle het vertroue in die manier wat die Vryheidsfront Plus dit doen. Die party gaan binnekort sy burgemeesterskandidaate bekendstel. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus is tevrede met die stand van die bokke na die tweede reeks beleidingskampe in Kaapstad. Meer as 60 spelers het die kampe bygewoon ter voorbereiding op die internasionale seisoen wat op 20 Junie afskop teen die Barbarians in Gqeberha. Die eerste toets van die nuwe Nasies kampioenskap is op 4 Julie teen Engeland in Johannesburg. Erasmus is bekend vir sy deeglike beplanning, wat hom selfs van dese week weggehou het van die nasionale orde seremonie, waar hy bekroon is met die orde van Ikhamanga in goud. Hy sê hy is tevrede met die beleidingsproses. The proof will always be when we start playing, are we playing well? But I think what we try to achieve out of these alignment camps is introducing youngsters who haven't been part of our system. And even if it's just not just a newcomer, but a guy who's only been to 1 or 2 alignment camps, I think in that sense players are probably feeling a little more comfortable getting to know the coaches, getting to understand a little bit of the structure. Erasmus glo dat die bokbestuur die logistieke uitdaging onder die knie het om spelers oor die wêreld verstrooi bymekaar te kry. When you have picking players from more than 29, 30 clubs all over the world, everybody's got a plan, everybody's got a different structure and how they want to attack, defense, those kind of things. But as long as you're aligned off the field and with the plans for the year, everybody can plan and everybody buys in quickly. Die bokbreier het 'n oorweldigende verskeidenheid wêreldklas spelers danksy Suid-Afrika se spelerdiepte. Die voorbereiding skuif oor 2 weke na op die veld met die oog op die Barbarians en die eerste Nasies kampioenskap. En is dan al vir vanaand. Ons wens jou 'n mooi aand verder toe en bly warm. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in die oostelike helfte van die land met enkele buie wat voorkom in die grootste dele van die land. Verspreide buie kom ook voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap asook in dele van die Wes en in die Oos-Kaap. Ons kyk na môre, enkele buie kom voor in die grootste dele van die land met bewolkte toestande wat voorkom in die noordoostelike dele. Oggendmiskolle kom ook voor in dele van Mpumalanga, streek tot in Vrystaat, asook in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Verspreide buie kom ook voor in dele van Noord-Kaap, Vrystaat, asook in die noordwestelike dele van die Oos-Kaap. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir hewige donderbuie, asook vir swaar reën, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kan verwag word. Pretoria se maksimum daar is 19 grade, asook Bronkhorstspruit. Johannesburg se maksimum is 18 grade. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Ander koel tot warm. Messina het 'n maksimum van 23 met 'n minimum van 15. Polokwane se minimum is 9 met 'n maksimum van 19 grade. In Mpumalanga 'n koel tot warme dag kan verwag word. Standerton se minimum is 4 met 'n maksimum van 19. Skukuza se maksimum is 26 grade. 'n Warme dag kan verwag word in KwaZulu-Natal. Richards Bay se maksimum is 27 met 'n minimum van 17. Durban het 'n maksimum van 26 grade. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, asook swaar reën, so wees asseblief versigtig. Willowmore het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 10. In die Wes-Kaap 'n koel dag kom voor, temperature in die laat 20s wat verwag kan word. Vredendal het 'n maksimum van 21, asook Glen William. Kaapstad se minimum is 13 met 'n maksimum van 17 grade. In die Noord-Kaap swaar reën kan verwag word, so wees asseblief versigtig. Temperature wissel in die laat 20s. Appington het 'n maksimum 25 met 'n minimum van 12. In die binneland in die Vrystaat
enkele buie kan verwag in die provinsie, anders op koel. Bloemfontein het 'n maks van 20 en 'n minimum van 5. Dan laastens Noordwes 'n koel dag kan verwag word met enkele buie. Mahikeng het 'n maks van 22 grade, asook Tosca. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.